Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens vir u almal sal wees tot opbou in die geloof en dat dit sal strek tot die eer van die Here. Soos gebruiklik het ons nou 'n paar oomblikke stilte waarin ons voorberei vir die erediens wat volg. Die wydingslied vanoggend, Psalm 105, die eerste vers, en die lofsang, gesang 25, al 4 die verse. Ons sing Psalm 105 vers 1, ons wydingslied staande saam, en bly dan staan tot na die lofsang, gesang 25, al 4 die verse. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees ons Trooster. Amen.
Die wet van die Here, broers en susters, leer ons om heilig, dit wil sê aan die Here toegewyd en in dankbaarheid te lewe. Luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Deuteronomium hoofstuk 5. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. In die spieël van die wet sien ons keer op keer weer ons eie onvermoë om self oor die sonde te heers. Want die goeie wat ons wil, dit doen ons nie, maar die kwaad wat ons nie wil nie, dit doen ons. Daarom bely ons in ootmoed voor God, dat ons skuldig staan aan die hele wet. Maar aan elkeen wat so met ware berou sy sonde bely, en in opregte geloof sy toevlug neem na Jesus Christus, verseker die woord van die Here, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat deur die Gees wandel en nie na die vlees nie. Ons dank God vir sy verlossende liefde met die sing van Gesang 75, die eerste en tweede verse. Ek wat vergifnis het,
saam met die kerk oor al die eeue, bely ons nou ons algemene Christelike geloof, elkeen spreek in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons bevestig nou opnuut ons geloofsvertroue met die sing van Psalm 18, die 14de vers. Ons lees twee gedeeltes, broers en susters, uit die woord van die Here. Uit die Ou Testament lees ons uit die eerste boek Konings, hoofstuk 17, van vers 1 tot by vers 16. Uit die Nuwe Testament lees ons uit die evangelie soos Lukas dit opgeteken het, die 12de hoofstuk van vers 22 tot by vers 34. 1 Konings hoofstuk 17 en Lukas hoofstuk 12. En kom broers en susters, laat ons nou eers saam bid. Ewige en almagtige God, ons buig in gebed voor u troon, en ons dank u vir u goedheid en u sorg. Ons erken voor u, en getuig dit teenoor die hele wêreld. Alles wat ons is, alles wat ons het, alles wat ons kan doen, kom net uit u hand. U gee ons elke dag alles wat ons nodig het om u te ken en u te dien, alles wat ons nodig het om van te lewe. Ja, u gee baie meer as wat ons ooit kan bid of dink. Ons loof u vir die ontfermende liefde, waardeur u sondaars uit die dood red en aan ons die lewe gee. Ons dank u vir die brood en water van die ewige lewe, wat u elke dag aan ons skenk in u woord. Ons dank u dat u self nou hier by ons is, om met ons te spreek, en ons uit u woord te laat lewe, deur ons met die ewige brood en water te voed en te verkoop. Ons bid dat u in u groot liefde en u mag, dan nou ons ore sal oopmaak om u stem te hoor. Ons verstand sal verlig om u woorde te begryp.
ons harte sal verruim dat ons dit ons eie sal maak. Gee ons hande wat gewillig is in u diens, voete wat gereed is om u te volg, omdat ons u vertrou en in u glo as ons Here. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. En Elia die Tisbiet uit Tisbe en Gilead het vir Agab gesê, so waar as die Here die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, gaan hiervandaan weg, en draai jou na die ooste toe, en steek jou weg by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. En jy moet uit die spruit drink, en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here, en hy het gaan bly by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. En die kraaie het vir hom smorens brood en vleis gebring, en saans brood en vleis, en hy het uit die spruit gedrink. Maar na verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, maak jou klaar, ga na Sarfat wat by Sidon is, en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Daarop het hy hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan. En toe hy by die ingang van die stad kom, was 'n weduwee juis besig om daar houtjies bymekaar te maak. En hy roep haar en sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan dat ek kan drink. Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, so waar as die Here u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, net maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik. En hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar. Dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons dit kan eet en sterwe. En Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my, daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaar maak. Want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia, en sy het geëet, sy en hy en haar gesin dae lank. Die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Dis die woorde van die Here in die Ou Testament. In die Nuwe Testament lees ons uit Lukas hoofstuk 12 van vers 22 af. En Jesus het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die klere. Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie, hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie? En wie onder julle kan deur om te kwel 1 el by sy lengte voeg? As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle oor die ander dinge? Kyk na die lelies, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, self Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word,
so beklee, hoeveel meer vir julle klein gelowiges. Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld. En julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Verkoop julle besittings en gee almoses. Maak vir julle beurse wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Dis die woorde van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en wat dit doen. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Verlede Sondag in die prediking, broers en susters, het ons daarop gewys dat die dwaas in sy hart sê daar is geen God nie. En omdat hy sonder God is sy lewe leeg en sinloos, en probeer 'n dwaase mens dit vul met allerhande dinge uit hierdie wêreld, met rykdom en goedere en genot en mag en wat meer. Maar die gelowige erken God se heerskappy. Gelowige soek daarna om ryk te wees in God. Want die gelowige weet, die ware rykdom is dat ons onder die hand van die Here lewe. Dat ons lewe vul met sy skatte en sy gawes. En waar hy oor ons lewe heers. Waar ons sy pad loop met dankbaarheid, met vertroue en met volharding. Al is die omstandighede hoe sleg en hoe donker, dan leef ons 'n vol en 'n ryk lewe. Maar dit is nou maklik om dit te sê, broers en susters. Maar wat doen 'n mens om ryk te word in God? Hoe leef 'n mens dat jy jou lewe vul met die skatte en gawes van die Here? In die gedeelte wat ons uit Lukas gelees het, wys Jesus self vir ons die pad na 'n lewe ryk in God. Hy wys dit vir sy disippels, hy praat met hulle, en sy disippels is sy volgelinge, mense wat by hom leer. Ons is ook die volgelinge van Jesus Christus, en ons laat ons uit sy woord, sy wysheid leer. En die heel eerste ding wat Jesus vir sy disippels sê, is julle moet julle nie laat verknog aan die dinge van die wêreld, en julle moet julle nie laat verkneg deur die lewe hier en nou nie. As 'n mens jou laat verknog, vasbind, jou liefde gee vir die dinge van hierdie wêreld, dan is dit onvermydelik dat jy 'n lewe sal lei van kommer en sorge. Dan gaan jy jou bekommer omdat die omstandighede vir jou so belangrik is. Wat sal ek eet? Wat sal ek drink? Wat sal ek aantrek? Hoe gaan ek my gesin versorg? Hoe gaan ek op my ou dag oorleef? Hoe gaan ek in hierdie wêreld vooruitgaan? Wat moet ek doen om in hierdie wêreld aan die lewe te bly? Dis die dinge waaroor mense hulle bekommer. En dis die dinge wat hulle lewe versuur en uiteindelik van die lewe iets maak vol moeite en vol ellende.
Want by al ons mooi planne en al ons beste pogings is ons altyd weer uitgelewer aan die onsekerheid. Het ek genoeg? Het ek genoeg gedoen? Uitgelewer aan die verskriklike skaduwee van die dood wat oor alles hang. En wat vir ons duidelik maak dat ons in hierdie wêreld nooit voldoende by mekaar sal kry om ewig te lewe nie. Nou is dit 'n merkwaardige ding, broers en susters, dat Lukas in hierdie gedeelte praat oor die lewe en die liggaam. Die lewe en die liggaam noem hy by herhaling as die dinge waaroor mense hulle kwel, veral oor die liggaam. Maar as 'n mens nou hierdie woorde gaan mooi bekyk, dan sien jy kan ook praat van die gees en die liggaam, ook van die siel en die liggaam. En wanneer ons daaroor praat, dan is ons altyd weer geneig om te sê, dis twee dinge wat van mekaar geskei word. Maar dis nie wat Lukas bedoel nie. Lewe en liggaam, siel en liggaam, gees en liggaam is een, dis 'n eenheid. Ons lewe in hierdie wêreld en ons lewe as mense wat een is, 'n geheel is, 'n gees en 'n liggaam is. En daarom, broers en susters, is daar nie 'n sielelewe of 'n geestelike lewe aan die een kant, waarmee ons besig hou in die geloof en met die dinge uit die woord van God, en 'n liggaamlike lewe aan die ander kant, waar ons besig moet hou met ons eie verantwoordelikhede en self moet sorg dat ons in hierdie wêreld aan die lewe bly nie. Baie mense dink dit is so, dat ons liggaamlike aardse lewe ons eie verantwoordelikheid en ons eie saak is. Ons skei die geestelike van die liggaamlike lewe. En dan dink ons is ryk in God as ons gereeld by die kerk uitkom, as ons geestelike lewe voed met die woorde van die Here, deur huisgodsdiens, deur stilte tyd, wanneer ons die water van die lewe drink, deur in gemeenskap met die Here te tree, wanneer ons hom gehoorsaam en wanneer ons tot hom bid. Maar die Here Jesus sê nee, dis nog nie ryk wees in die Here nie. Jy word ryk in die Here as jy met jou hele lewe op die Here vertrou. En nou gee dit is 'n opdrag aan sy disippels. Moet julle nie kwel oor wat julle sal eet of wat julle sal drink of wat julle sal aantrek nie. Moet julle nie daaroor bekommer nie. Want julle lewe is in die hande van die Here. En gaan kyk nou maar. Die Here sorg. Hy sorg vir die mees onverdienstelike en die geringste van sy skepsele. En dan roep Jesus twee getuies in. Die kraaie. Kraai is 'n onrein voël wat nie geoffer mag word nie en wat ook nie in die lewe van die volk 'n belangrike rol speel nie. Kraaie, die word eintlik oor die hele wêreld eintlik 'n bietjie met afskuw bekyk, want hulle vreet aas, en uit ervaring weet ons dat kraaie diewe is, hulle sal maklik enige ding optel en wegdra. Dis 'n onverdienstelike soort gedierte, 'n kraai. Maar die Here sorg vir hulle. Kraai het nie skure waar hy sy goed bymekaar maak nie. Hy ploeg en hy plant nie. Maar die Here sorg vir elke kraai. En nou sê die Here vir Jesus vir sy disippels, dis hoekom julle nie moet bekommer nie.
julle is meer werd as die voëls. As die Here vir die voëls sorg, sal hy vir julle sorg. En kyk na die lelies van die veld. Jesus verwys waarskynlik na die purper lelie wat in Israel groei, purper anemoon, en dis 'n pragtige blom. Maar hy is maar net deel van die veldgras. Hy kom sommer daar in die veld op. En dan maak hy hierdie mooi vertoning. En Jesus sê, gaan kyk na daardie blomme. Selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie beklee soos een van hulle nie. Die Here gee sy mooiste klere vir die blomme. En as hy vir die blomme sorg, wat vandag daar is, en môre nie eers meer daar is nie, hoeveel te meer sal hy vir julle sorg. Hierdie beeld van die blomme, broers en susters, die spreek ons nogal op 'n besonderse manier aan. Want gaan kyk nou maar in Namakoland. Waarskynlik een van die droogste en onaantreklikste dele in ons land. Maar elke jaar dan maak die Here van die woestyn 'n blomtuin. Sonder dat daar 'n menslike hand by is, sonder dat die blomme swoeg en sweet om self so te lyk, maak die Here van die hele Namakoland 'n tuin. En as hy van Namakoland 'n tuin maak, hoeveel meer sal hy van ons lewe in hierdie wêreld, hierdie woestynwêreld op pad na die beloofde land, 'n blomtuin maak. En dis wat die Here Jesus aan sy disippels sê. Julle moet julle nie kwel oor julle siel of oor julle liggaam nie. Julle moet julle nie daaroor gaan bekommer nie. Julle moet nie gaan dink, julle moet self daarvoor sorg nie. Baie dikwels, broers en susters, word hierdie gedeelte so uitgelê, asof die Here nou daarmee vir mense wil sê, hy sal sorg, maar ons moet daarom ons verantwoordelikheid ook nakom. En die Here Jesus sê presies die teenoorgestelde. Die Here Jesus sê, as jy ryk wil wees in God, moet jy besef dat die Here sorg vir jou. Die Here gee vir jou alles wat jy nodig het. Hy gee alles na die gees, hy gee alles na die liggaam. Hy gee alles wat ons nodig het om hom te ken en om te dien, alles wat ons nodig het om van te lewe. Daarom kan ons hom vertrou. Vertrou soos wat Elia dit gedoen het. Gaan kyk nou maar na die omstandighede waarin Elia nou optree. Die Here sê vir Elia, jy moet 'n lewensgevaarlike ding doen, jy moet na die koning toe gaan en vir die koning sê, ek stop die reën. Sal nie weer reën behalwe as ek sê dit moet reën nie. En jy moet weet, dis lewensgevaarlik, want die koning sal jou in die hande wil kry en jou selfs doodmaak as jou woorde uitkom. Maar Elia doen dit. En dan kom hierdie verskriklike droogte. En nou sê die Here vir Elia, gaan daar na die spruitkrit toe, daar sal ek vir jou sorg. In die ooste kant van die Jordaanrivier, waar dit half woestyn is. Nie na die Jordaanrivier toe, waar daar baie water is, maar daar na 'n spruitjie toe, daar sal ek vir jou sorg. En Elia gaan. En as hy daar is, sorg die Here vir hom, totdat die spruit opdroog. En dan stuur die Here vir Elia na 'n weduwee toe. Iemand wat in elk geval nie lewensmiddele het nie, iemand wat in elk geval arm is en uitgebuit word deur die samelewing,
En hy sê, die weduwee sal jou gaan versorg. Maar hierdie weduwee is nog in 'n vreemde land. Sy is daar naby Sidon. Daarheen moet hy gaan. En as hy daar kom en hy kry hierdie weduwee, dan kom hy agter hierdie weduwee is brandarm. Hierdie weduwee het net 'n boomskraapmeelblik en 'n oliekan wat amper droog is. Dis waarmee sy vir Elia moet versorg. En die merkwaardige is, dat Elia die Here glo, en dat hierdie heidense weduwee die Here glo, en die Here sorg vir hulle. Daarom, die opdrag van die Here aan ons, moet jou nie kwel oor wat jy moet eet of drink of aantrek nie. Moet jou nie laat verkneg deur die kommer en die sorge van hierdie wêreld nie. Moet nie jou rykdom hier soek en jou sekuriteit en jou sekerheid nie, want hier sal jy dit nie vind nie. Gaan lewe in vertroue op die Here. Moet jou nie kwel oor vandag nie. Gaan sit jou lewe vandag in die hande van die Here, want hy sorg vir jou. Hy weet wat jy nodig het. Hy weet selfs beter as jy self wat jy nodig het. Die Here weet om vir ons te gee wat nodig is, dat ons na gees en liggaam ryk kan word in die geloof. En daarom kan ons hom vertrou. Daarom moet ons nie vaskyk teen die aardse dinge nie. Daarom moet ons opkyk na God en ons lewe in sy hande plaas. Jesus sê vir sy disippels, gaan dan, en moet nie julle self hier probeer ryk maak nie. Gaan verkoop julle goed, gee dit vir die armes. Moenie dat die dinge julle vasbind aan die wêreld nie. Gaan kry vir julle 'n beursie wat nie stukkend raak nie. Gaan soek die koninkryk van God. Gaan lewe in die gemeenskap met God. Plaas jou lewe in sy hand in volle vertroue, loop sy pad met dankbare blydskap, volhard daarin, en jy sal 'n skat in die hemel hê. En waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. En watter groter skat het ons, broers en susters, as dat ons deel kan wees van die koninkryk van God? Watter groter skat het ons, as dat Jesus Christus in hierdie wêreld ingekom het, om aan sondaar mense, wat uitgelewer was aan die sonde en die omstandighede, die sekerheid te gee, dis nie wat julle lewe uitmaak nie. Wat julle lewe uitmaak is dat God so lief is vir julle, dat hy my gegee het in julle plek. En daarom sal hy al die ander dinge saam met my vir julle gee. Ons word vol lewe, ryk in God, wanneer ons die Here Jesus as koning in ons hart het. Wanneer ons uit die sekerheid lewe, so lief het God my gehad, dat hy self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir my gegee het. En daarom weet ek, al die ander dinge kom uit sy hand. Daarom kan ons dit getuig. Daarom kan ons voor die hele wêreld dit bely.
Daarom kan ons met dankbaarheid voor God sê, uit u en deur u en tot u is alle dinge. Wat ek het, wat ek is, wat ek kan, dit kom uit u hand. U maak my lewe ryk. En om ryk te wees in God, die apostel Paulus wys vir ons op sy manier die weg daarheen. Hy sê vir ons, gee julleself as lewende en heilige offers, wat vir God welgevallig is. Moenie gaan bereken en vra en dink of daar voordeel in is nie. Gee jou lewe vir die Here as 'n offer en hy sal jou ryk maak. Aan die Kolossense vat Paulus sy hele boodskap saam as hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Ryk wees in God, broers en susters, is ryk wees in Jesus Christus. Ryk wees in kennis van God se groot mag. Ryk wees in die vertroue dat ek sy kind is en hy vir my sal sorg. Ryk wees in God is ryk wees in die vaste verhouding met Jesus Christus ons Here. As ons by hom is, dan word ons lewe gevul met al sy skatte en sy rykdomme. Want waar julle hart is, sal julle skat ook wees. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U, Here, dat U vir ons 'n Vader is wat sorg en gee en bewaar en beskerm. 'n Vader wat ons liefhet en ons lei op die pad na die ewige lewe. 'n Vader wat U eie seun in ruil gegee het vir ons. Ons bid, Here, dat ons as burgers van U koninkryk sal lewe en sal soek om as burgers van U koninkryk te lewe, in volle vertroue op U, dat ons onsself sal gee as lewende en heilige offers, dat ons sal soek na die dinge daarbo waar ons lewe by Christus verborge is in U. Ons bid, Here, dat U deur U Heilige Gees in ons sal werk, dat ons nie sal verknog en verkneg aan die armoede van die wêreld en die wêreldse nie, maar dat ons ryk sal wees in U, gevul met al U skatte en U gawes. En laat ons so lewe in dankbaarheid en met blydskap, met die rykdom van die geloof in 'n doodse wêreld. Ons bid vir almal wat ons besondere voorbereiding nodig het. U weet wat ons nodig het, Here. Waar daar siekte is, weet U, om herstel te gee, of om die siekte sy loop te laat neem. Ons bid alleen maar dat U uitkoms sal gee, deur U hand, deurdat U hand die hand van die sieke vasgryp, en die siekte lei soos U dit wil. U weet van hulle wat arm is, wat broodsgebrek ly, wat koud en honger is. U weet wat hulle nodig het, Here. Ons bid dat U ons ook daartoe sal gebruik om te gee as ons nood sien,
en dat ons bereid sal wees om op te offer, om van ons rykdom 'n prys te gee, omdat ons U volg en die rykdom in die hemel soek. Ons dank U, Here, dat ons kan weet, dat U ook oor hierdie land regeer, 'n land wat godloos geword het, en daarom goddeloos optree. Wil U self, Here, ook hier opnuut U mag toon en ons tot inkeer bring, en die volk waarin ons behoort tot bekering bring, en die kerkverband waarin ons is, in gehoorsaamheid U laat volg. Ons bely voor U ons skuld en ons sonde. Ons struikel so maklik en so dikwels. Ons vergeet so maklik, Here, U bevel dat ons nie moet bekommer oor wat ons moet eet en drink en aantrek nie. Ons bid dat U deur U genade ons die sonde sal vergewe en in die krag van die Heilige Gees sal laat lewe as U kinders en U burgers, wat ons nie bekommer oor die wêreld nie, maar wat met blydskap ons hande sal uitsteek na die koninkryk wat kom. Hoor ons as ons dit van U vra in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, gesang 308. Ons sing die eerste en die tweede vers van gesang 308 ten slotte. Geliefdes, gaan in die vrede van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u almal bly. Amen.